groet u geliefdes. Weer eens in hierdie wonderlikste naam van alle name. Hierdie name wat ek en jy hierdie voorreg mag hê om oor hierdie twee lippe van ons te kan spreek. En is ek so dankbaar elke keer as ek hierdie name kan uitroep, as ek Yeshua kan uitroep, hierdie verlosser en zaligmaker van my. En ek hoop dit is ook u zaligmaker. En dat ek vir die Jaruach kan vra vir die Heilige Gees om ons te lei veral in hierdie tyd waarin ek en jy nou lewe. Wat voorwaar die tyd is naby. Want Yeshua kom daar in Markus 1 vers 15 en hy sê die tyd is vervul. En die koninkryk van Elohim het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou die vraag wat ek vir u wil vra, glo u hierdie evangelie? Glo u dat Yeshua weer op die wolke gaan kom? Soos wat hy gesê het in sy woord vir die belofte aan ek en aan jou. Maar geliefdes, waar staan ek en jy in die tydstafel van Jahwe? Jy weet, vandag is dit die 25ste Februarie. Maar dit is die 7de van die 12de maand. En hier plus minus die 19de maart, ons weet mos nou nie wanneer die maan uitkom nie. Begin Eksodus 12 vers 1 tot 2. Want hierdie moet vir julle die begin van die maande en die begin van die jare wees. Met ander woorde, ek en jy volgens die woord van Jahwe se nuwe jaar. En as ek en jy hierdie nuwe jaar geliefdes na kan uitsien, dan moet dit so wees, want daar is absolute verwagting by my, 'n blydskap, 'n opgewondenheid, dat by die 19de Maart gaan dit die begin van die 7-jarige verdrukking wees. En mense kan maar met my daaroor verskil, dit maak nie saak nie. Maar het u al op die tee gegaan en hierdie spesifieke goed vir Jahwe gaan vra, vir die Heilige Gees gaan vra om dit vir u oop te breek, om dat u kan sien wat in hierdie wêreld aangaan. Want in hierdie wêreld is van verbygaande geliefdes, hierdie uitsien wat ek en jy behoort te hê. Maar ons is so vasgevang in hierdie wêreldse gebeure en wêreldse dinge, dat ons nie meer agterkom wat is die wonderlike profetiese tekens van hierdie tyd waarin ek en jy lewe. En ek en jy dit voor ons oë gesien waar Donald Trump met al hierdie leiers van oor die hele wêreld. Het is my net baie interessant, met al hierdie goed is China en Rusland en Korea nie betrokke. Maar het het by al hierdie leiers van hierdie wêreld gegaan oor die Abraham verbond. Hierdie treaty wat Klusner en sy mede, hoe sal ek sê, wat is sy naam nou weer? Ek sal nou op sy naam kom. Dat hulle twee dit bewerkstellig en Trump het hulle juis geprys daaroor. Kushner spesifiek, die skoonseun van Donald Trump. Maar die feit van die saak is dat daardie ooreenkoms en daardie vredesooreenkoms vandag nog staan. Hier en daar skiet hier 'n ouetjie op 'n ander ouetjie, maar oor die algemeen is dit klaar gedaan. En so kom Daniël 9 vers 7 tot vervulling. En so is ek en jy in hierdie tydperk van Daniël 9 vers 7.
En moet ek en jy dit weet, en moet ek en jy dit gaan bestudeer in hierdie hele Daniël, en te gaan kyk hoe wonderlik is speel hierdie profetiese tyd vir ek en vir jou af. Maar op die 18de Februarie, ek dink dit was verlede week in donderdag, kan nou nie meer mooi onthou nie, het 45 lande by mekaar gekom daar in, ek dink dit is in New York, waar Trump byvoorbeeld sy Trump Peace City, of ek weet nie wat nie, en sy eie gebou by mekaar gekom. En daar is hier die leiers waar Trump die algemene voorsitter is, nie of hy daar vir altyd dienende voorsitter gaan wees. En weer eens is Kushner daar, hierdie skoonseun van Trump. Gaan kyk maar hierdie goed, geliefdes. En dit is baie interessant dat nie net hy nie, hy is deel daarvan, op die uitvoerende gesag, maar hierdie 45 lande is, kom ons noem hulle nou maar die nuwe wêreldorde. Wat onder andere is by hulle is die minister van buitelandse sake, is die Rooms-Katholieke Kerk deel daarvan, is die voorsitter van die Wêreldbank, van die Wêreldgesondheid, is almal hier die leiers wat saam met hierdie 45 lande daar by mekaar kan gewees het en gekom het. En waar hulle hier die vredes ooreenkoms onderteken het. En geliefdes, weet jy wat val my op? Ek sien vir Tony Blair daar. Nou daar in my eerste boek daar in 2007 wat ek geskryf het, was Tony Blair en Bill Clinton en pastoor Rick Warren, was hier die drie ouetjies wat die Chrislam begin het. En weet jy wat is die beste van my, tot vandag toe, is hier die pastoor Rick Warren se boeke word verkoop in Suid-Afrika en lees dit oor die wêreld heen. Is dit in verskillende tale oorgedoen. Maar hy was een van die stigters van Chrislam. Tony Blair, baie groot kop, hy was baie jare terug, was hy die eerste minister van Engeland. En so kom al hierdie ouetjies by mekaar. En is dit hier die vervulling van die woord van Jahwe. En dis hoekom ek vir u sê, en daar op die 18de Januarie, het Kushner ander 7 leiers, 7 lande, die VSA is Israel, Egipte, Turkye, die Verenigde Arabiese lande, Qatar. Almal van hulle hierdie 7 lande het elkeen $1 biljoen gegee vir die heropbou van Gaza. Nou almal sê nee, dit baie wonderlik en wys hulle dit ook, hoe gaan hierdie nuwe stad lyk? En wat gaan als daar gebeur? En weet u wat, geliefdes? Gaza is deel van Israel. Gaan kyk dit maar. Gaan lees maar hoe Josua die land verdeel het. Gaan lees maar Esegiel 47, waar hy ook sê hoe jy hierdie land moet verdeel. Maar hier word die superstede word hulle gebou. En op 'n vraag wat 'n joernalis aan Kushner vra is, wanneer gaan die rommel verwyder word? Want jy moet onthou, Israel het omtrent daai plek plat geskiet. Wat sê hy? Hy sê ons het al reeds begin om hierdie rommel te verwyder. Sien nie wat ek vir u sê van hier by die 19de Maart,
wanneer dit die begin van hierdie 7-jarige verdrukking gaan wees. En as ek so opgewonde as ek daaroor dink dat Yeshua self kom en hy sê vir ons, hy sê as julle al hierdie dinge sien gebeur, kyk op na bo en weet dan dat julle redding is naby. En geliefdes, so kom die woord van Jahwe tot vervulling. En u moet baie mooi vir uself gaan lees. Daar in Matteus 24 vers 37 kom Yeshua self en hy sê in een van die kortste verse, ek dink is vers 25. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê, sê Yeshua. En vertel ek en jy van al hierdie dinge, gaan lees maar Matteus 24. Maar wat sê Yeshua nog? Hy sê, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Messia kom nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. En daarby wil ons kom en wil ek nie datums vassê nie. Ek sê net vir u plus minus wanneer die nuwe jaar, die Bybelse nuwe jaar, die Hebreëse nuwe jaar gaan begin. Maar wil ek toch 'n beroep op u doen om te sien hoe ver is ons gevorder en dat ek en jy sal glo aan hierdie beloftes van Jahwe. Waak dan omdat julle nie weet watter uur julle Messia kom nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag. En dan Yeshua kom daar in Markus 1 waar hy dit so mooi duidelik sê. Hy sê die tyd is verby. Die tyd is vervul. Die koninkryk van Elohim het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Het jy al bekeer? Of sê jy nee, maar ek is maar reg soon? Het jy al werklike ontmoeting gehad met Yeshua, met die Heilige Gees? Het jy al hierdie dinge vir jouself al uitgemaak? Het jy self op die knieë gegaan en vir Yeshua gevra om u persoonlike verlosser en saligmaker te wees? Dit is net hy wat vir ek en vir jou kan verlos in hierdie tyd. Maar geliefdes, Yeshua kom en dit is juist die waarskuwing wat hy kom uit die woord van Jahwe. En Yeshua kom en hy sê, dit sal wees soos in die tyd van Noag, dit sal wees soos in die tyd van Lot, dit sal wees soos in die tyd van Babel. Noag is in hierdie ark en Yeshua en Jahwe het hierdie deur gesluit. 7 dae voordat daar 'n druppel reën geval het. En almal het gelag daaroor. Maar toe was daar nog nie moeilikheid nie. Want dit het nog nie gereën nie. En dieselfde is met Lot, hy sit daar in die stadspoorte en hy aanskou hierdie sondes van hierdie stad. Maar nog niks het gebeur nie, geliefdes. Met ander woorde, hierdie valse gerusheid wat my mense het, dit is wat my pla. Want kyk, ek sal kom op 'n uur wat julle dit nie verwag, soos 'n dief in die nag. Gaan dink bietjie mooi vir u daar in Konings, daar in Babel, waar hulle 'n partytjie gehou het, en waar hierdie hand teen hierdie muur geskryf het, geweeg en te lig bevind. Ja, dat ek en jy nie ook sal geweeg word en te lig gevind word. Maar toe het hulle party gehou, hierdie ouens het musiek gemaak, hulle het uit die bekers, hierdie goue bekers van die tempel van Jahwe uit het hulle gedrink.
Terwyl hulle besig is, wat gebeur? Toe kom hier die Medes en Perse, val hulle hier die Babel aan en hulle oorweldig hulle amper soos wat ons kan sê sonder 'n skoot of wat ook al. Toe hierdie ouens sien, toe hulle op hulle. So kom die woord van Jahwe, waarsku vir ek vir jou dat ek en jy gereed moet wees vir die koms van Yeshua. En is dit hierdie wonderlikste tyding van die begin van die Bybel af tot die einde toe. En is dit nie wonderlik dat ek en jy dit kan beleef nie, geliefdes? En as Jahwe wil, dan wil ek die 3 Maart met u praat. Oor die totale bloedmaan daar oor Israel. En wil ek met u praat oor daar in Ester. Hoe hierdie volk uitgered is. Hierdie Judeërs uit die hand van al die Hamans van hierdie wêreld. Ja, en moet ek en jy weet hoe wonderlik Jahwe met ons te werk gaan, maar dat ek en jy sy oë en sy ore oop gaan. En daar in Openbaring 20, hy wat dit getuig sê, dit is Yeshua. Ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom, Yeshua Messia. Dink jy Yeshua gaan nou kom? En as hy nou kom, gaan jy gereed wees vir sy kom. Ek is gereed. En ek sien uit daarna. Ek sien baie uit daarna. Ek kyk nie na die verdrukking nie. Ek kyk nie na hierdie wêreldse omstandighede nie. Want ek weet dat my Vader is in beheer van alles. En my Vader sal vir ek en vir jou alles uitwerk, mits ek en jy hom vertrou en ten volle op hom sal reken. Maar ook in hierdie tyd sal dit nie wonderlik wees en so sal ons altyd by Jahwe wees. Sê 1 Tessalonisense 4 vers 18. Sien uit u daarna uit. En ek groet u van die Spruitkruit af. En ek hoop as ons volgende keer praat dat u dit sal weet en sal herdenk, gaan lees vir my daardie boek Ester. Want dit is baie, baie wonderlik hoe ek en jy dit moet weet. En ek groet u en ek sê Shalom.